Goeiemôre julle wonderlike, fantastiese mense by nog 'n verruklike, vol ontbytsake program. Nou is weer vandag Vadersdag saam met die akteur Frank Opperman se seun Frankie. En as jy jou pas op pas boeglam geskrik het oor die Vaderdag, so jy moenie bekommer nie, dis eers volgende week, maar ons het besluit om dit so 'n bietjie 'n week voor die tyd te hou, want vaders is belangrike goeders. Goeiemôre aan die twee vaders. Goeiemôre, lekker om weer terug te wees hierso saam Dis met jou. heerlik om saam met julle te kuier. Ek sien uit na 'n lekker program saam met julle. Gaan ons 'n bietjie die spoed optel net. 'n Bietjie vinniger praat. Ja. Okay, begin jy. Charlene, môre Charlene. Jy moet in jou spoor trap. Jy sit saam met 'n legende en een in wording. Frankie, baie welkom hierso. Ons vind vandag uit oor kunsmatige intelligensie by skole en in leefstylsake beantwoord Dr. Judy weer kykers se vrae. Is jy reg vir die groot draf? Ja, ek is hou op om met my te praat, maar dit is lekker om hier te wees. Dit kan ek jou beloof. Ons gesels ook later met 'n nuwe borg, Salt Employee Benefits. En dit is weer tyd om nog 6 enkelsnitte aan julle bekend te stel in ons bitter lekker top 3. Salonia, das is goed. Môre Leon. Hi. Môre aan ons gaste. Môre aan almal by die huis. Ek hoop jou dag het mooi begin. Vandag se sakefokus is oor mynbou en ingenieurswese, 'n baie belangrike sektor in ons ekonomie. En ek bring goeie weernuus vir al die dapper kameraatlete wat die naweek die pad aandurf. My agbare kollega Leon, alles van die beste vir môre en saam met Erik ook. En onthou soos my ma ook altyd gesê het, wen is nie alles. Wen is nie alles nie. Maar Corlie, ek moet dis nou nodig vir Cabo loading en so aan. Het jy iets spesiaals vir Leon? Goeiemôre aan Verseker, ek jou. stuur hom hier weg met 'n Cabo broodjie. Môre almal en môre vir jou by die huis. Welkom in my bitterlekker kombuis waar ek weer vandag vir julle koningskos maak. Elke week deel ek van my gunsteling resepte, maar hierdie een gaan verseker jou mond laat water aan die ander kant van die TV-skerm. Dit is 'n heerlike Philly kaas en steakbroodjie en ek bedien dit saam met die Morgenson se Reserve Cabernet Sauvignon. Ons kop af, soos gewoonlik, met weersake, saam met Salonia. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hartlike goeiemôre. Die naweek pak duisende atlete die ikoniese Comrades Marathon aan en goeie nuus is dat ons byna perfekte hardloopweer verwag met geen reën, ligte noordwestewinde en aangename temperature van Durban tot in Pietermaritzburg. So sterkte aan almal wat deelneem, veral Leon Groep. Oor die res van die land gaan dit mistig wees Saterdag en plekke al langs die suidkus gaan ligte reën val agter 'n koue front. Dit gaan ook 'n ijskoue oggend wees met ligte ryp in dele van die Wes-Kaap, die Oos-Kaap as ook wyd versprei oor dele van die Karoo. Dan deurloop van Saterdag agter die koue front gaan ligte reën versprei al langs die kus van die Oos-Kaap en dele van KwaZulu-Natal, sonnig oor die res van Suid-Afrika. Dit gaan ook 'n mistige sonnagoggend wees veral in die Wes en die Oos-Kaap met 'n misreentjie wat kan val oor Limpopo. Dan teen die middag in die Wes-Kaap het ons 'n kuslaag wat reënbuie gaan inbring. Op ons windvoorspelling kan ons sien dat tussen daardie twee koue fronte gaan 'n fris suidewind waai al langs die kus van KwaZulu-Natal as ook oor dele van die Laagveld. Teen Sondag draai die wind noordoos al langs die ooskus, dis winderig in die noordwes as ook oor Vrystaat met ook 'n aanlandige vlisvroei vir Kaapstad. Kom ons kyk na die temperature. In die noordooste gaan dit 'n lieflike dag wees Saterdag vir die Hoëveld en dele van die Bosveld, maar die wind gaan nogal waai in die Laagveld. Dan raak dit bewolk oornag tot Sondagoggend in dele van die Laagveld met ligte reën wat kan val in dele van Limpopo. Dit is ook 'n bietjie koeler na 'n mistige oggend oor die Hoëveld. Saterdag is dit bewolk en heelwat koeler in KwaZulu-Natal met ligte reën wat hier en daar kan val, maar daarom is dit 'n lieflike dag Sondag net betyds vir die Comrades tussen Durban en Pietermaritzburg. Saterdag gaan aanlandige vloeiwolke, koue toestande en ligte reën inbring vir die kus van KwaZulu-Natal. Sondag is dit warmer hier en daar, steeds koud oor die binneland met 'n noordwestewind wat waai al langs die kus.
In die Weskaap is dit ook koel tot koud, maar die son gaan sy kop uitsteek na miskolle in die omgewing van Vredendal, die Weskus en Bredasdorp. Sondag het ons die kuslaag wat nog reën gaan inbring vir die suidweste en dit bly koel tot koud oor die res van die provinsie. Selfe vir die Noord-Kaap, dit is koel tot koud, maar matig in die noorde, winderig in Alexander Bay. Sondag is dit yskoud in Sutherland met -3 en net 'n maksimum van 10 grade. Dan in ons buurlande gaan dit ook winderig wees Saterdag in dele van Namibië en al langs die kus van Mosambiek met 25 grade in Maputo en 'n ligte reentjie. Sondag is dit steeds winderig tussen Lüderitz, Walvis Bay, Gaborone en Francistown. Maandag agter die kuslaag gaan ligte reentjies val in Kaapstad, maar ons verwag meestal net baie sterk winde al langs die suidkus. In die oggend gaan dit ook ysig koud wees in Sutherland, weer -3 met rypenplekke en net 3 grade in die oggend in Graafrenet. In die middag bly dit koel tot koud in die blou skakering oor die suidelike binneland en matig oor die res van Suid-Afrika, maar net 20 in Johannesburg. Nou ja, toe, dit is jou naweek weer. Bly warm en rus lekker uit as jy kan. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Walton Senekal, hy is die nasionale bemarkingsbesieder van Willa Crop Protection. Goeiemôre, baie welkom. Ons sê môre op Davie. Julle ouens daarso by Willa, julle het besluit om nie net op gewasbeskerming te fokus nie, maar ook op weerintelligensie. Hoekom? Ja, wel, eerstens, jy sal seker saam met my stem, intelligensie is 'n rare kommoditeit deesdae. Dis waar. So by ons as 'n gewasbeskermingsmaatskappy en as 'n gewasbevorderingsmaatskappy is dit vir ons belangrik dat die omgewing en die toestand waarin ons boere, die kliënte, hierdie produkte toedien, dat dit die beste omgewingstoestande is. Maar die realiteit is nie altyd moontlik nie. So ja, hoe doen 'n mens? Hoe help ons boere sodat hulle hierdie tipe van ding reg kan doen? En dis waar hierdie vandaan kom, hierdie weerintelligensie. Om data bymekaar te maak nie 'n probleem nie. Hoe interpreteer jy daai data? Dis hoekom ons die Willa Weather Regional Report ingebring het. Gee my 'n idee van hierdie Willa Regional Weather Reports van julle. Ja. Hoe dit oor tyd ontwikkel het. Ja, kom al 'n hele rukkie. Huidigelik staan ons so op 600 weerstasies wat in 'n netwerk nasionaal uitgelê is en dis weerstasies op die grond. Ons korttermyn ambisie is 1000 weerstasies en die mediumtermyn 2000 weerstasies. Nou daai 600 huidigelik word opgedeel in 46 gebiede, areas. Byvoorbeeld die Koue Bokkeveld of die Mieliedriehoek daar rondom Botawil. En hy het nou elkeen sy 15 weerstasies. En uit dit genereer ons dan nou data en dan ook wat ons hierdie intelligensie wat ons kry om vir 'n ou te kan sê, 'n klomp dinge wat hy wil weet. Ja, maar ek meen voor die hand liggende vraag is, daar's baie van hierdie weerplatforms, ek meen julle spul van ons. So hoekom is hierdie nou meer waardevol vir boere? Ja, wel, ek dink die kwessie dat dit baie meer plaaslik is. Nou, eerstens, baie van ons weer word maar met satelliete gedoen. So dit gee vir jou eintlik meer 'n klimaatsoorsig. Nou klimaat is oor 'n groter geografiese gebied en oor 'n langer tydperk. Weer baie meer plaaslik, baie meer lokaal en oor 'n korter tydperk. So, met hierdie inligting, met hierdie data en hierdie interpretasie van die weerdata, kan ons vir 'n ou sê, waar trek hy in vergelyking met laas jaar? Waar staan hy nou en wat kan hy kyk vir die volgende 7 dae? Ag, jy weet, vir 'n boer wat steenvrugte doen, dis vir hom belangrik om te weet, my koue eenhede is dit nog, as ek nog op trek wat dit aanbetref, as ek agter, as ek voor en ook, hoe vergelyk ek met my buurman in die direkte omgewing? So ja, dis die voordeel daarin. Nou, hoe kry boere nou toegang hiertoe en hoe maak hy seker is maklik om dit goed te gebruik? Ja, is dit? Weet jy, dis absoluut maklik en dis 'n verniet wat ons gee vir ons landbouers daar. So, ek dink die maklikste plek is gaan op ons webwerf Willa Crop Protection. Baie prominent daarso is die Willa Weather Regional Report. Jy teken in op hom kosteloos en jy kan dan kies in watter streek jy wil inligting vandaan af hê. En dit kry jy op 'n WhatsApp of op 'n e-pos, net soos wat jy wil. Baie maklik nou. Dink jy dit gaan 'n groot impak hê op boerdery en klimaatsweerbaarheid? Dis nou absoluut. Ja, dis nog 'n stukkie gereedskap wat daarin is. Jy weet, weer eens 'n kort voorbeeldjie. Jy is miskien dalk met jou mielie in 'n baie kritiese bestuivingstydperk en jy sien die volgende 7 dae is daar net stres
wat voor lê. As jy dit geweet het en jy weet waar trek jy in vergelyking met die verlede, kan jy nou 'n besluit neem en sê, miskien moet ek 'n stresmiddel spuit of miskien kan ek 'n ander verwagting oor 'n uitkoms hê. So dit maak jou meer weerbaar. Woltan Senekal van Wille Crop Protection, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. En ek moet vir julle sê, wat my absoluut verbaas en verstom, is die tegnologie, veral in landbou, en hoe dit besig is om te ontwikkel. Ja, daar's min boere in die wêreld wat Suid-Afrikaanse boere mee kan kompeteer. Charlene gesels met ons gaste, Pa en C Frank en Frankie Opperman in Kuiersake. Groot voorreg om vanoggend met Frank en Frankie Opperman te kan gesels. Frank, ek moet nou vir jou sê, jy's 'n vreeslike galante heer, hoor. Toe ek jou nou groet, en dit is die eerste keer dat ek jou ontmoet, toe staan jy op uit jou stoel en jy sê dag. Is dit altyd so of sit jy maar 'n bietjie aan? Ek is bang my dooie ouma sien my, dan gaan sy my moes nou uittrap. Nee. Om half maniere geleer. Goed groot gemaak, het jy die goeie maniere by jou pa oorgeneem. Nee, hy het niks van daai goeie maniere geërf. Die bietjie wat daar is, hopelik. Ja, die bietjie. Maar daar's 'n vreeslike goeie rapport tussen julle twee mense. Kan dit sommer sien. Julle sit hier en grappies maak, dan dink julle ek sien nie en is julle stout. Stout. Nee, ag Nee. Ek dink is dalk 'n bietjie angs. Is dit Ja, dit dit is is angs. eintlik angs, Dit is 'n ja, manier ja. om van angs Ek ontslae het te dalk raak. swart aan, maar ek is nie die engel van die dood nie of naaste by soos jou dooie ouma nie. Ek's baie vriendelik. Vra maar vir Dawie. Weet jy Frank, jy het 'n roemryke loopbaan, nê? En gewoonlik sê mense ek moet vir jou goed vra soos oor jou grootword jare, maar vir jou gaan dit 'n bietjie moeilik wees want jy het redelik rondgetrek. Wat het daai grootword jare gedoen aan jou vermoë om ek sou sê so 'n goeie akteur te wees? Ek weet nie, maar ek was in 11 skole in my lewe. En die een keer wat ek 'n psigiater gaan sien en ek verduidelik om my sorry ass storie 11. Toe sê hy, gewonder jy het 'n akteur geword nie. Jy weet want hy moet so half aan. So ek dink dit danksy 11 skole het ek maar in die beroep beland waarin ek is. Maar vir jou was daar redelike stabiliteit in die huishouding. Ek weet jou pa was 'n akteur. Hoe het dit jou beïnvloed om te sien hoe hard hy werk en hoe dikwels hy dalk moet weggaan van die huis af? Ja, eerstens ek was in 2 skole. Okay. 3, okay. Dis Dit was nou nie so nagenoeg. erg nie. Is daarom dis nie klaar 11 nie, maar dis nagenoeg. Kyk, ek het nie by my pa groot geword nie. Wanneer het jy geskei? 7, 6 of 7. Nee, ek dink toe ek so 3 was, maar Nee. Dis hy ja. Hierdie voel soos 'n dokkie. Ek kan net begin rol. Ek dink nie man, ons was vir 5 jaar getroud. 5 jaar. Ja, Okay. ja. Maar ja, ek het by my ma 5 groot. jaar te lank, maar dit was Moenie 5 klei jaar. hier oor nie. Dit was iets tussen 4 en 5. Soos 'n sielkundige sessie begin voel. Maar ja, ek dink in die bedryf was dit baie cool dat mens saam met hom op stelle kon gaan, dink ek. Alhoewel mense vra baie keer hoe was dit om jy weet ouers in die bedryf, dan dit was maar net hulle werk. Maar nou is dit soos dan gaan jy op en daar's 'n toneel waar 'n bomontploffing gebeur of daar's 'n groot troue. So is nogals cool om sulke goed te ervaar het. En hy was die oorspronklike in Orkney Snorkie, was hy die oorspronklike wingnut. Daar was 'n baba wat gebore was met die naam Wingnut en hy was Wingnut toe hy. So jy het vroeg jou kolle gehad, nee? Ek dink hulle het my Hy was famous toe hy 2 was. Hulle het my inforceer en ek wag En hulle nog het jou nie betaal nie. Nee. Ja. Nee. Maar Frank, jy is mos nou iemand met groot wysheid, nee, hulle sê mos ons almal kry so gemiddeld 4000 weke om te lewe as jy dit nou uitwerk. Nou, ek gaan nou nie vir jou op lig vrou Is dit oudjie. net 4000 Dit is net weke? 4000 Oh, damn, weke. die baie oor. Maar as ek nou so vinnig somme maak, hoeveel het jy nog oor? So 500? 520? Wie ek wil nie eens daaraan dink nie. Maar dink jy het nou al genoeg weke agter jou en genoeg wysheid wat jy nou kan deel en wat Nee, jy vir ek jou soek seun nog kan doen? wysheid. Ek is nog een van daai ouens. Ek is oop vir enige beter idee as die laaste een wat ek gehoor het. Ek is nog steeds in search of. Ja. Maar gelukkig het jy 'n seun wat lyk my gereed staan om saam met jou te search. Ons gaan nou oor na Corlie wat begin met vandag se kos en daarna gesels ons oor die dokumentêr wat Frankie oor sy pa se lewe en die soeke dalk gemaak het.
So sagte brioche rolletjies, sappige ramstyk, geurende soetrussies en eie en natuurlik hoope gesmelte kaas wat alles perfek kombineer. Nou ons begin met ons sterbestanddeel van die dag en dit is die kruisskyf of rampstyk soos ons dit ken. Nou jy gee die styk net mildelik met sout, swartpeper en 'n bietjie olyfolie. Indien jy van ekstra geur hou, kan jy iets soos Jimmy sous dan ook oorsmeer. Jy kan dit nou byvoeg of dan later oor die styk smeer wanneer dit is. Nou myne is reeds klaar gaar gemaak en ek het ook klaar van die dit in reepies gesny. Nou oorskiet styk kan ook perfek vir die resep werk. Braai die styk tot medium gaar. Dit moet steeds daai sappigheid hê en so bietjie rooi het. Mens wil nie hê dit moet oorgaar word nie. En dan terwyl die styk dan nou rus, dan kan ons begin dink aan die ander geure wat hierdie broodjies so besonder maak. Nou as jy klaargemaakte gepekelde rooi eie het of wil gebruik, hou dit net eenkant. Ek gebruik myne later vir opdiening. Nou indien jy vars eie gebruik, braai jy dit in 'n pan saam met soetrussies. Ek het rooi en groenes hier. Ek gebruik vandag dan nou al twee die bestanddele, die gepekelde eie en dan vars eie. Nou die bestanddele gaan nou net lekker hier in die pan braai en as dit reg is, dan voeg ons nou hierdie gesnyde vleisstukkies hier binne in. Nou ek gaan sommer dit nou klaar doen want ek het al klaar die eie heerlik laat braai. Dit is reg. Ons gaan nou net so die plate effe bietjie opsit. Ek gaan so die helfte so lank insit. Ek sal nou die ander byvoeg. Jy sal sien myne is nog so bietjie pink, maar dit gaan nou met die braai so effe gaarder word. So nou men jy dit goed deur en dan voeg ek nou eers bietjie van my Jimmy sous by. Dit maak hom net daai jy wil hom eet in die broodjie, jy gaan dit later sien. En dan gaan ek dit nou deurmeng, dan van hierdie kaas 'n bietjie hier insit en as ek later terug is, dan sit ons hierdie vulsel binne in ons broodjies. Charlene gesels eers nou verder met Frank en Frankie. Interessant is Frank Opperman. Ons sien hoe kom hierdie storie uit. Kom ek klif vir 'n pad. Waar is die toppie? So 'n journey kan ook baie verrykend wees vir mens self. Ja. So cool actors wat jy is, so cool mense. You're one of the good ones, man. Eerste gedig wat iemand vir my geskryf het. Hierdie is nou seriously special. Ja, dit was seriously special geweest. Ek het natuurlik die dokumentêr gekyk en die mens voel asof 'n mens jou pa leer ken, nie net die akteur Frank Opperman. Was dit jou idee geweest? Ek dink ja, dit was so of die missie is. Ja. Jy weet almal ken die karakters in die reeks. Ek dink jy weet dis amper so 'n bietjie 'n highlight show te wees. So om hopelik bietjie iets dieper te kan die ou agter die karakters. Want ek wil sê dit was nog steeds anders as 'n klomp mense wat op 'n reis sit en hulle ek ken vir Frank van so lank en vertel 'n paar staaltjies. Dit was 'n belewenis, 'n regtige saamstap. Jy het dit anders gemaak die feit dat jy 'n bietjie inside info gehad het. Beslis en ek dink die angle was ook om dit van 'n seun se perspektief te vat, van my perspektief. So hopelik het dit so 'n bietjie anders as die normale standaard, jy weet. En ek het dit ook, ek het net gesê, dis sy baby, ek wil niks daarmee te doen hê nie, ek sal rondloop en staan waar hulle sê ek moet staan, en ek het dit ook maar op die TV vir die eerste keer gekyk, en ek was baie verlig dat my seun sy pa beter laat lyk, dit is wat hy regtig Ek wil nou net vir jou vra of jy dink hy het 'n goeie jobie gedoen. Hy het 'n uitstekende job gedoen, ek het nie geweet ek is so oulik nie. Maar die besluit om 'n dokumentêr te maak oor jou pa, hoe vat 'n mens so 'n lewe met soveel fasette saam, met soveel karakters? Ja, wat sny jy uit? Wat het dit nie gemaak nie? Vertel vir my van 'n paar goed wat dit nie gemaak het. Baie goed. Baie mense. Ons het onsself bietjie vir jou. Ek hoop nie so nie. Daar is 'n paar, ons het so 'n paar release. Ek bedoel Jan Badenhorst was daar, Margit en Marion Holm, Albert, Marit, familie Saldana, Andrei Orendal, A.J. Opperman, al die mense moes ons uitsny want maar dis ook hoe dit werk, jy skiet en dan in die edit room dan jy weet dan werk jy so 'n bietjie aan die storie en jy voel net wat self en ek wou niks daarmee te doen gehad het nie. Ek wou nie
om die mense te bel en sê hulle is nie in. Nee, om enige iets, ja. Frank, een spesiale oomblik uit daai dokumentêr het 'n plek wat jy dalk besoek het of 'n ding wat julle saam gedoen het. Ek dink aan Woester, maar ek wil nou nie woorde in jou mond sit Vir nie. my was die hoogtepunt toe ons na 'n plek met die naam Oppermans toe gegaan het. Want dit was net toevallig iets wat my pa hy was ook 'n Frank, so ja, hy het sy hele lewe lank gepraat van ons moet Oppermans toe gaan. Hy het nooit daarby in sy lewe uitgekom en dit was vir my die hoogtepunt om saam met 'n ander opperman, meer oppermans raak te loop as wat ek nog ooit tevore op een plek Dis 'n oppermans. familie-reunie. Ja, dit is hoe dit gevoel het. So die een ding wat almal oor jou pa sê, of hulle dit nou op kamera sê of in 'n gangetjie iewers, hy is regtig nie windgat nie. Glad nie. Hy is nie, en hy het alle reg eintlik Ek tog ek is windgat. Nee, jy moet tog baie leer, sit maar, gaan speel in die sand. Ja, dit my vrou wat vir my sê ek is windgat. Okay. Maar wat se invloed het dit op jou gehad om hierdie legende te sien? Hy's jou pa en hy het hierdie nederigheid en behou nog steeds daai menslikheid en daai sin vir net fokus wanneer iemand na hom toe kom en sê, "Yes, ek het baie van jou show gehou," en soveel aandag spandeer net aan daai een oomblik, daai een persoon. Ja, ek bedoel ek leer baie by hom, veral met daai deel van die bedryf ook en net as mens. Ja, soos jy sê, nederigheid, ook om tyd te maak vir almal, vir fans. Dis nie iemand wat fans, jy weet, wegskies. Ja, my fanbase is almal mense bo 80. Jy moet tyd hê vir iemand bo 80. Dit is nie mooi nie. Toe maar jy het nog 520 weke oor, Frank. Daar's nog baie tyd vir jou om tyd te hê. Ek speel op die oomblik ek is in 3 toneelstukke. Die een is ek 4 jaar oud. Ek is 'n bietjie de mekaar. Ek speel 'n 4-jarige in 'n toneelstuk Cry Baby en dan speel ek 'n 500-jarige as die rol van Adam. En dan doen ek aan 'n een waar ek 14 karakters van 65 speel. So ek self is ook nie meer seker wie of wat. Jy is kleurvol mense, kleurvol. Koek wat ook nou begin het. Dit was nogals 'n karakter wat hy daar aangepak het. Ek gaan laat Leon met jou gesels oor Koek. Ja, Koek is 'n Frankie en met Frankie oor nog van sy projekte, maar eers is dit Sidonia aan die beurt met die sake fokus. Pollen, besigheidsfinansiering. Tyd vir vandag se sake fokus en ons kyk na groot ondernemings in die mynbou en ingenieurswese bedryf van Suid-Afrika. Eerst aan die beurt is Ram Equipment en dan Integrated Pump Technologies. Daarna gesels Leon met die mense van Monitech om uit te vind wat hulle doen. Ram Equipment het meer as 35 jaar ondervinding in die vervaardiging van gespesialiseerde mynboutoerusting. Tot op hede het hulle meer as 2000 eenhede aan die ondergrondse mynboubedryf verskaf, vir beide harde rots en steenkool. Hulle het 'n vlak van besigheid bereik wat ooreenstem met hulle bewese reputasie vir kwaliteit en diens en handhaaf en verbeter altyd 'n ISO 9001 gehaltebestuursprogram om hierdie posisie verder te ondersteun. Binne hulle ultramoderne fabriek kan hulle vir jou 'n masjien bou wat pasgemaak is om aan jou vereistes te voldoen, van konsep tot in bedryfstelling binne slegs 12 tot 16 weke. Hulle het begin met gespesialiseerde dakstut toerusting vir ondergrondse steenkoolmynbou, maar het sedertdien hulle reeks toerusting uitgebrei om die harde rotsgedeelte van die mark te dek. Hulle uitgebreide produkreeks word aan steenkool, goud, platinum, kroom, diamant en al die basismetaal mynboubedrywe verskaf. Vandag het hulle al reeks mynboutoerusting uitgebrei om laai vragmotors, vlakboorinstallasies, langgat boorinstallasies, tippers en dakbout vragmotors in te sluit. Vir die materiaalhantering afdeling van die ondergrondse mynbedryf produseer hulle hidrostatiese voerband transporteerders, materiaalvervoerders wat skerhuisers insluit, plofstofdraers en materiaalwaans, gebou volgens kliënte se spesifikasies. Hierdie kan van vaste ontwerp of op 'n kasetbeginsel ontwerp word. Kliëntediens is iets met uiters hoë waarde hier by Ram Equipment. Hulle maak dit hulle taak om altyd beskikbaar te wees om enige en alle vrae wat jy mag hê te beantwoord.
Hulle geoptimaliseerde produksielyn maak dit vir hulle moontlik om aangepaste ondergrondse mynboutoerusting te vervaardig en ook enige herstelwerk in rekordtyd uit te voer. Ram Equipment, 'n trotse vlak 3 BBBEE maatskappy. Kontak hulle vandag. Een van hulle vriendelike verteenwoordigers is altyd reg om jou by te staan. Integrated Pump Technology of IPT is 'n toonaangewende diensverskaffer van hoë prestasie ontwateringspompe geskik vir harde bedryfstoestande. Hulle reeks sluit in Grindex elektriese dompelpompe sowel as Godwin self-aangedrewe dieselpompe wat op 'n skid of op 'n sleepwa gemonteer kan word. Hulle is die amptelike Grindex verspreider vir Suider-Afrika. IPT het 'n strategiese netwerk verspreiders regoor Suid-Afrika en Sub-Sahara Afrika. Hulle deelnemende bekwame tegniese span word gerugsteun met sterk naverkoopondersteuning en 'n volledig toegeruste werkswinkel. Hulle aggressiewe voorraadhoudingsmodel fasiliteer vinnige toegang tot pompe, sowel as onderdele vanaf die pakhuis wat optimale werktyd vir jou installasies verseker. Dis 'n privaat maatskappy wat vinnig besluite kan neem. Met hulle uitgebreide ervaring kan hulle die mees geskikte ontwateringsoplossing vir 'n toepassing aanbeveel. Integrated Pump Technology, die regte pomp vir jou toepassing met 'n hoë vlak van kliëntediens, deelname sowel as produk- en toepassingkennis. Kontak hulle vandag. Stefan van Wyk en Rian de Pre is hier van Monitech. Goeiemôre menere. Goeiemôre. Stefan, kom ek begin met jou. Wat doen Monitech en waarom is dit belangrik vir die Suid-Afrikaanse mynbedryf? So Monitech is 'n spesifieke gasdeteksie en moniteringsstelsel-maatskappy. Ons is gevind in 1995. Wow. En sedert het ons eintlik al uitgebrei na 'n paar ander produkte ook, onder andere stofmonitering, afstandbeheer en lugvloeimonitering. Ons is ook die Suid-Afrikaanse verspreider vir mynbou OEMs soos Matrix Design Group se proximity deteksiestelsels, J.H. Fletcher se dakbout masjinerie en American Mine Doors se ventilasiedeure. En dit is belangrik want die mynbou-industrie bly die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Elke insident is moontlik iemand wat nie daai aand huis toe gaan nie. So wat ons doen is ons gee insig vir die myne sodat hulle beter besluite kan neem en veiliger mynbedrywighede kan bestuur. Nou jy noem nou hierdie name. Ja. Julle het besluit om nie self mynbou-masjinerie en toerusting te bou nie, maar eerder om nou saam met die beste in die bedryf te werk en 'n tegnologieplatform te bou. Hoekom? Daar's maatskappye in die industrie wat dit beter doen as enigiemand anders. En dit is nie waar ons wil speel nie. So ons het 'n doelbewuste besluit gemaak om eerder hierdie tegnologieplatform om dit te bou. En dit ontbied twee dinge vir ons kliënte. Die eerste ene is ons gee hulle daai werklike insig sodat hulle daai bedrywighede kan bestuur en veiliger myne kan bedryf. Ja. Maar ook wat dit ook vir hulle gee is 'n enkele ondersteuningsspan in ons. En dit is wat die model maak werk. Maak baie sin. Rian, kom kliënte na julle toe vir pasgemaakte oplossings en natuurlik die belangrike vraag, wat onderskei julle van die res? Yes. Ons kry gereelde kliënte wat inkom na ons toe vir pasgemaakte oplossings. Ja. Die rede daarvoor is Monitech fokus op navorsing. So research and design equipment. Dit is waar ons main fokus is. Ja. En nie baie van ons kliënte bied dit aan nie. Die tweede gedeelte van dit is ons ontwerp ons equipment van begin tot einde. So die dienste wat ons lewer is ontwerp, engineering, toetsing, installasies en na-tydse dienste wat ons lewer op dit. Ons ondersteunende faktore wat ons het fasiliteit in Jetpark en Secunda en in Witbank area. Al hierdie fasiliteite is opgeset sodat ons so naas moontlik aan ons kliënte kan wees om dienslewering aan hulle te verskaf. Maar as ek eerlik moet wees, ons grootste waarde lê in die staf wat ons het, die mense wat vir ons werk. Hulle almal is aangestel in posisies waarin hulle ongelooflik kompetent is. En dit is bitter belangrik. Dan mynbougesondheid en veiligheid bly een van Suid-Afrika se grootste bedryfsuitdagings. Hoe verander tegnologie wat fundamenteel moontlik is en waarheen is hierdie bedryf op pad heen? Ek sou sê in die stadium waar ons heidaglik is, verander ons van reaktief na proaktief. Die groot ding is 'n insident het gebeur. Jy het uitgegaan, jy het 'n ondersoek gaan instel, jy het geleer uit dit uit en dan het jy aksiepunte in plek gesit om te verhoed dat dit weer moet gebeur.
Wat tegnologie doen, is dit maak 'n verandering in daai hele proses. Dit verander jou denkwyse van dit het gebeur na 'n denkwyse van dit kan nie weer gebeur nie. Okay? So die groot ding is sensorinstelsels wat geïmplementeer word, monitoringstelsels wat geïmplementeer word en data-analysering. Nou al hierdie goed is al reeds in ondergrondse mynwese ingesit, maar nie al die data word ten volle gebruik nie. So waar ek ons sien voortgaan in die volgende 2 tot 3 jaar is om hierdie databasis te gebruik om die risiko's te analiseer sodat 'n mens kan verhoed dat insidente gebeur voordat dit actually gebeur. En dit is die groot ding waarop ons fokus as Monitech ook. Skitterend. Meer as 30 jaar al en mag julle van krag tot krag gaan. Meneer, baie dankie dat julle draai kom maak het. Dis Stefan van Wyk en Rian de Pre van Monitech. Nou vir nog ondernemings in die mynbou en ingenieursbedryf en daarna is dit David met ekonomiese sake. Dayeno Mining Consultants werk met 'n etiek om jou slegs die beste produk en diens te gee wat hulle kan. Slegs dit sal genoeg wees. Dayeno is immers die Hebreëse woord vir genoeg. Deur kompak genoeg te wees om responsief op te tree, maar groot genoeg om die werk gedoen te kry, verseker hulle operasionele uitnemendheid en koste-optimalisering. Hulle leierskapspan voeg dekades se ondervinding van mynbedrywighede en hoë vlak ontwerp saam. Dit stel hulle in staat om projekte van aanvang tot uitvoering in bedryfstelling en operasionele fases te navigeer. Hulle het al rolle as mynbestuurders, ingenieursbestuurders en eienaarverteenwoordigers vervul. By Dayeno Mining Consultants het ons produkte ontwikkel wat ons kliënte kostes en tyd bespaar. Dis 'n ware toevoeging wat mynbouprojekte vorentoe bring. Dayeno Mining Consultants ondersteun mynbouprojekte van vroeë studies tot uitvoering en operasionele verbetering met fokus op verskeie gebiede wat insluit mynbou-ingenieurswese, beplanning en optimalisering, projekbestuur en implementeringsondersteuning, tegniese konsultasie, behoorlike sorgvuldigheid en finansiële evaluering, geotegniese ingenieurswese, multidissiplinêre ingenieurswese en operasionele ondersteuning, sowel as sagteware, simulasie en besluitneming intelligensie-instrumente. Hierdie dienste word alles internasionaal toegepas met hulle Afrika, Europese, Australiese en Noord- en Suid-Amerikaanse voetspoor. Hulle word aangedryf deur 'n verbintenis tot voortdurende verbetering en vooruitdenkende vordering, gegrond op professionaliteit op elke vlak van hulle werk, insluitend kwaliteit, betroubaarheid, deursigtigheid en buigsaamheid. Hulle glo daaraan om werklike waarde te lewer met doeltreffende projekuitvoering en praktiese oplossings. Die doel is nie net om aan verwagtinge te voldoen nie, maar om te verseker dat kliënte vol vertroue en ten volle tevrede voel. Dayeno Mining Consultants, praktiese, ekonomiese, bewese oplossings wat deur jare se bedryfservaring verkry is. By PPSV begin veiligheid met unieke, slim oplossings en Blackline Safety neem die voortou. Blackline se gekoppelde veiligheidstegnologie beskerm werkers intyds waar die werk hulle ook al neem, gerugsteun deur hulle 24/7 oproepsentrum. Van gasopsporing tot monitering van alleenwerkers en wolkgekoppelde insigte, bied PPSV die volledige Blackline oplossing. Intydse waarskuwings, liggingopsporing, naatlose konnektiwiteit. Met Blackline is veiligheid nie reaktief nie, dis proaktief. 'n 24/7 oproepsentrum reageer op enige noodwaarskuwings, opgelei op jou persoonlike protokolle om te verseker dat elke situasie onmiddellik en effektief hanteer word. Dis ontwerp vir diverse nywerhede, beskerm hulle gekoppelde oplossing alleenwerkers in afgeleë sektore soos vervoer en boerdery, terwyl dit tasbare opbrengs op beleggings bied met gevorderde produktiwiteit opsporing. PPSV ondersteun die innoverende Blackline gekoppelde veiligheidsoplossing met deurlopende ondersteuning. Blackline veiligheid voorsien deur PPSV. Besoek hulle by ppsv.co.za. 'n Sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Wel, ek sou sê dis die hoogtepunt van die jaar sover, sekerlik op die ekonomiese of finansiële kalender, en dis SpaceX is uiteindelik genoteer. Nou kom ek gee net vir julle so 'n idee van wat hier aan die gang is. Hierdie SpaceX maak verliese. Dis 'n maatskappy wat verliese maak. Hulle stuur vuurpyle op en hulle het allerlei planne. Dit lyk so 'n bietjie soos 'n Superman
komiek as jy kyk die planne wat hulle het alles in hulle prospektus. Hulle maak 'n klompie geld wel met hulle internet besigheid wat hulle wel doen, maar die groot besigheid sê hulle gaan kunsmatige intelligensie wees. So SpaceX wat 'n verliesmakende maatskappy is, die is nou gister genoteer en daai gedeelte wat hulle genoteer het is so wat 5% van die totale aantal aandele van SpaceX en die totale bedrag is die grootste enkele notering nog in die geskiedenis van mense. Die waardasie van SpaceX is amper 2000 miljard dollars. Dit beteken ook dat Elon Musk is vandag die rykste man nog ooit in die geskiedenis van die mensdom met 'n totale rykdom van meer as 1000 miljard dollar. Dis meer as 2 keer Suid-Afrika se totale BBP. Nou hier gaan 'n hele klomp dinge gebeur hierso. Een daarvan is dat duisende SpaceX werknemers het toegang gekry tot hierdie aandele en gisteraand het duisende SpaceX werknemers gaan slaap en meeste van hulle is miljonêers, dollarmiljonêers en sommige van hulle is veelvoudige dollarmiljonêers. Om die waarheid te sê, die ouens wat die huise verkoop, die eiendomsagente, hulle lek hulle lippe af want hulle weet daar so in Silicon Valley gaan klomp mense nou begin grand huise toe koop. Maar weet julle wat gaan ook gebeur oor die volgende klompie weke? SpaceX, omdat dit so 'n geweldige groot maatskappy is, die gaan nou deel wees van die hele klompie indekse en dit beteken groot batebestuurders wat tipiese indekse koop byvoorbeeld en pensioenfondse en dies meer, gaan oor die volgende klompie weke al meer en meer van SpaceX se aandele moet begin koop. So die prys word outomaties ondersteun. Maar as hierdie ding gaan verkeerd gaan, kan ek vir julle sê, wil ek nie naby wees nie. Die grootste notering in die geskiedenis van die mensdom en dit is alles teweeggebring deur 'n Suid-Afrikaner. Nou oor na nuus sake en 'n gesels met Liesel de Lange van Rapport. En Liesel de Lange is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre ook aan jou. Kan jy dan glo wat Elon Musk aanvang? Ek meen, die omvang daarvan is net ongelooflik. Hoe Elon Musk daardie geweldige groot maatskappy en 'n klomp ander genoteer is. Dis 'n Suid-Afrikaner. Dis 'n Suid-Afrikaner en ek moet vir sê David, dis die soort syfers wat Nee. vir my as 'n nie syferverwante persoon eintlik glad nie eers sin maak nie. Dis groot om te verstaan. Groot nommers. Maar gepraat van Suid-Afrikaners. Suid-Afrikaners hou nie van buitelanders nie. En die afgelope week het ons nou wel, dis nou nie net die afgelope week nie, eintlik weke. Wat ons sien hierdie werklike xenofobiese geweld wat in plekke in Suid-Afrika nie gebeur is en daar's 'n hele klompie van veral Afrika mense wat nou al reeds gedeporteer is of op pad uit is uit Suid-Afrika uit. Ja, ek is bevrees David, die klimaat is besig om vinnig, dit lyk vinnig asof dit slegter begin raak. Ons het die afgelope week daar 'n klompie Nigeriërs uitgevlieg. Hulle het wel bevestig dat geen een van die Nigeriërs, ek dink is amper 300 van hulle wat op 'n vlug was wettig in die land nie. Daar's 'n hele klompie Malawiërs wat in Durban in 'n park bymekaar kom wat nou daar wag vir busse om uit die land uit te kom. Daar's 'n klompie Ghanese uit, daar's klompe redelike hoeveelheid Mosambiekers ook. En ons het nou die afgelope week gesien die Jacinta Ngobese Zuma, die leier van die March and March beweging, het ook byvoorbeeld die MK-party se groot betoging hierdie week in Durban toegespreek. So mense is nogal bekommerd as mens kyk wat laas dit was 2008 rond gebeur het met 'n opwelling van xenofobie en die geweld wat daarmee saamgaan. En weet jy wat dink ek is nogal dra daartoe by, het te doen met 'n swak ekonomiese omgewing. En moet mens byvoeg 'n swak polisieering en moet mens byvoeg swak politieke leierskap. Dis juist dit. Ek weet die president het daarom nou uiteindelik laas naweek moes nou iets te sê gehad hieroor en gesê mense moet kalm en rustig raak. Maar die ander ding wat ons ook moet onthou, soos jy sê, ons sit met massiewe werkloosheid, lewenskoste wat geweldig opgaan en natuurlik het dit die afgelope tyd nog verder vererger danksy die oorlog in Iran. Of liewer die oorlog in die Midde-Ooste. So daai situasie raak al hoe erger en nou raak mense al meer desperaat. En ons sien dit byvoorbeeld ook met die betogings die afgelope week in Belfast in Noord-Ierland, wat baie gewelddadig geraak het, ook xenofobie basies. As ek dink nou al meer as 12 mense gearresteer, 'n klomp polisiebeamptes is beseer, want die Noord-Ierse bevolking daar het in dieselfde styl wat hulle destyds in die 70er jare betogings gedoen het, doen hulle nou teen buitelanders. En hierdie kom ons wees nou maar eerlik, daai is meer gemik teen
teen Islam of moslems hoofsaaklik. En daar was mos een of ander insident geweest, dis waar 'n moslim Daar was 'n insident, daar was 'n misdaadvoorval. Ek dink dit was 'n Somaliese man, ek is nie onseker, maar wat 'n uur aangeval het op straat of daar was 'n mesaanval of een of ander soets. En dit is die vonk in die kruitvat geweest wat nou Belfast weer aan die gang gesit het. Ja, en iemand wat ook die afgelope week nogal baie aandag gekry het, is ons liewe wat noem hy homself? Commander in charge. Commander in chief van die sogenaamde ekonomiese vryheidsvegters, Julius Malema. Ja, Julius was om verskeie redes in die week die afgelope week in die nuus en geen daarvan sou goeie nuus vir hom gewees het nie. Hy het byvoorbeeld sy lastereis teen die adjunklêer van die PA Kenny Konenes uit die hof uitgegooi weens een of ander tegniese probleem met Julius se regspan. So nou moet hy Konenes in plaas daarvan dat hy nou R1 miljoen lastergeld uit hom uitkry, moet hy nou Konenes se regskoste dra. Die ander kwessie is by die Madlanga kommissie rondom daai ondersoeke daar nou ook weer inligting uitgekom. Ons weet al lankal dat Julius Malema geld by Mazotti by die sigaretsmokkelaar Mazotti kry en dit het nou uitgekom dat daar nog een van die mense in die onderwêreld van tabak, ene Mohammed Sayed, dat Malema ook by hom betrokke is en dit het ook uitgekom, dit lyk my dat Malema en Feroz Khan van die polisiebeampte, die senior polisiebeampte van intelligensie, dat die twee saamgespan het. Khan het vir Malema inligting gegee oor wie hom aangekla het uit die WBS saak uit en in ruil daarvoor is die bewering nou dat Malema 'n klompie vrae geplant het in die parlement om die inspekteur-generaal van intelligensie tot 'n val te bring. Ek kan nog baie met jou gesels, want dit lyk my inderdaad sommige diere is bietjie meer gelyk as ander diere. Maar ek dink die wiel draai uiteindelik. Dankie weer 'n keer vanoggend by ons 'n draai gemaak. Ek wil net 'n opmerking maak oor die xenofobie en buitelanders. Die realiteit is buitelanders vat nie ander mense se werk nie. Hulle skep werk in die proses. Daar's baie navorsing al reeds daaroor gedoen. Ek sal nie ten gunste van onwettige mense nie. Maar die buitelanders is nie noodwendig slegte mense nie. Terug na Sake Fokus en Charlene gesels nou met die mense van Salt Employee Benefits. Neslie Seegers is Chief Experience Officer, ek gaan vra daaroor, en Eddie Strydom is die voorsitter van Salt Employee Benefits. Baie welkom hier by julle. Wat is dit? Wat doen jy? Maak jy seker ek is gelukkig? Ja, ek is die mens. Is jy die mens? Ek is die mens. Maar Eddie, kom ek begin by jou. Salt Benefits, hoe oud is julle vanjaar? Hoekom is julle oorspronklik gestig en hoe het julle doel oor die jare ontwikkel? Salt Employee Benefits is, soos jy kan sien, van 70, as jy wiskunde doen, is op 1956, so 'n paar jaar voor my. So ek is nie presies seker wat hulle daai tyd, hulle oogmerk was, wat hulle wou gedoen het nie. Maar wat hulle mee begin het, toe ek het gekoop in 2011, was hulle funeral administration gedoen. So hulle het gespesialiseer en hulle begin as 'n funeral administrator. En dit was Hoskins Consolidated daai tyd toe dit begin het. Wat toe verander het na TB Employee Benefits, TB Investment Holdings het ek eintlik gekoop by hulle en toe ek het gekoop in 2011 was dit van TB Employee Benefits of TB Investment Holdings afgewees. Ja. En Nasli, vertel ons meer oor die strategiese besluit wat julle gemaak het om Salt Employee Benefits as 'n tegnologies gedrewe administratiewe vennoot te posisioneer. Dit is 'n mond vol. Ja, dit is baie. Dit is baie. Kyk, ons is hierdie jaar 70 en is 'n partytjie, ja, maar ons wil ook vorentoe kyk. Toe Eddie die besigheid koop, toe wou hy 'n diens lewer. Hy wil veranderinge bring in ons industrie. En tegnologie vir ons is 'n metode om dit te doen. Maar dit is nie die einde doel nie. Die einde doel is die mense, is die werkgewers, die werknemers, is om vir hulle voordele te gee wat hulle lewens beter maak. So tegnologie ontsluit amper al daai positiewe dinge wat jy vir mense wil bied. Nou, as jy uitstekende administrasie moet beskryf, hoe sou jy dit definieer en wat dink jy is die voordeel wat dit dan vir lede inhou?
uitstekende administrasie is administrasie wat nie meer werk vir 'n werkgewer gee nie en nie meer stres gee vir 'n werknemer nie. So jy wil gerusheid bring. You want peace for the people. So dis wat ons probeer doen. Tegnologie is 'n groot deel van daai oplossing, maar dit is om nie meer werk vir hulle te doen nie, maar op dieselfde tyd om vir hulle oplossing te gee wat meer as net 'n salaris op die einde van die maand is. Dit sê vir die werknemer dat die werkgewer omgee. Ja, jy tel, jy maak saak, nee. Ja. Ekskuus Eddie, ek gaan nou net nog 'n bietjie, want ek kan sien sy helder heeltemal. Sy helder heeltemal op as sy oor hierdie werk van haar praat, maar wat sou jy vir werknemers sê wat dit nou nog nie so ernstig oor besin het om hierdie werknemersvoordele vir hulle werknemers te gee nie? Dan moet ons nou bel, ek spot. Nee, moenie. Dit is waarheid, bel hulle. Ja, maar kyk, hierdie is nie meer 'n nice to have nie. Dit is verantwoordelikheid 'n besigheid om voordele vir jou mense te hê. Ek dink nou as iemand as daar dood is in die maatskappy en of as iemand seer kry, nou moet jy as 'n werkgewer geld gaan soek om by te dra. As jy die risiko in plek het of 'n oplossing in plek het deur SALT, dan hoef jy nie te stres daaroor nie. Eddie, ek moet die laaste woord darm vir jou gee, dat jy nie so uitgesluit voel nie. Kortliks in 20 sekondes, wat is die een boodskap wat jy sou wil hê mense moet wegdra van SALT? Kyk, ons is ek hou nie van om te vergelyk met mense nie, maar ons is die Capitec van die industrie. Ons doen goed anderste, ons doen goed innoverend. Ons gebruik, Dawie het nou genoem van SpaceX wat gelist is, want is AI en jy hoor al die nice goedes deesdae nou my ouderdom stel nie belang aan daai goedes nie, maar ons wil dit gebruik as 'n enabler, soos hulle in Engels sê, en dan die mense posisioneer dat hulle meer kan uitgaan face to face met die kliënte daar buite. Fantasties, so baie sterkte julle twee, dit was lekker om met julle te gesels. Baie dankie. Oor na Raymond Legrandsie wat ons vertel van sy volgende sake fokus. By SALT Employee Benefits beskerm ons lede se finansiële toekoms deur pasgemaakte aftreeoplossings wat deur innoverende tegnologie ondersteun word. Kontak ons vir professionele advies oor hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou. Goeiemôre. Van 7 tot 11 September word die Johannesburg Expo Center by Nasrec die tuiste van een van Afrika se grootste expos wanneer Electra Mining Africa sy deure oopmaak. En Ontbytsake bring op 29 Augustus vir julle 'n sakefokus spesiaal vir die uitstallers daar om hulle handelsmerke, tegnologie, produkte en dienste aan 'n nasionale televisie gehoor bekend te stel en fokus te plaas op hulle besighede nog voor die expo begin. Met Ontbytsake se loyale invloedryke kykersmark kry die besighede die geleentheid om hulle storie te vertel, geloofwaardigheid te bou en waardevolle blootstelling te geniet op een van Suid-Afrika se gewildste sakeprogramme. So as jy 'n uitstaller by Electra Mining Africa is, nooi ons jou uit om deel te wees van hierdie eksklusiewe sakefokus. Kontak my of jou Electra Mining Africa verteenwoordiger vandag nog om deel te wees van die geleentheid. En nou terug na Corlie. Nou die geurende steak en soetrussies hier in my pan is baie goed gemeng. Dit ruik heerlik en dit lyk baie mooi vir my. Nou wat ek bygedoen het, ek het ook net voor ek aangaan wil ek net gou vir jou sê wat het ek nog hier bygesit. Ek het van hierdie kaas ook hier bygesit en so ekstra bietjie van daai Jimmy sous, net sodat hy lekker sap en geurig is. En nou is dit vir die geurende vulsel wat hierdie broodjies sy kenmerkende smaak gee. Nou terwyl die soetrussies gebraai het en alles hier in die pan aangegaan het, sny jy die broodjie of die brioche broodjie oop en jy smeer die binnekant met 'n dun laagie botter. Ek wil gou gestop daar en vir jou sê, ek het wel so roomkaas en bietjie timie aan die onderkant gesit en dit met botter gemeng en dit dan ingesmeer. Nou jy plaas die broodjies op die bakplaat en dan laat rooster jy dit liggies in die oond teen so 180 grade tot dit goudbruin en so effens bros is. Nou die geroosterde broodjies gee nie net die ekstra geur nie, maar dit help ook dat die broodjies die heerlike
vleis en die kaassappe beter hanteer sonder dat daai broodjie nou natuurlik pap word. Nou het ons al die komponente gereed en kan ons begin om hierdie perfekte filet kaassteak toebroodjie bymekaar te sit. Nou die beste deel, nou vir ons voor, ons gaan die broodjies vul, die kaas byvoeg en alles saam laat smelt tot dit goudbruin perfeksie is. Nou gebruik 'n mengsel van cheddar en gouda kaas. Die cheddar gee die geur en die gouda gaan daai lekker trekkaas effek vir jou gee. Hoe meer kaas, hoe beter. Nou kom ek doen gou daai stappe. Ek was baie lus om met my hand te doen, maar dit is bietjie warm nou. So kom ek gaan hier aan die kant probeer. Nou jy sal sien ek het sommer al klaar 'n bietjie kaas aan die onderkant gesit. Jy vat 'n goeie skep hoeveelheid vleis. Kyk, ons moet nou seker maak Leon het genoeg Cabo Lodi in en dan sit jy daai nou bo-op. Ek mag dalk nog 'n bietjie insit. Nou jy plaas die gevulde broodjies terug in die oond totdat daai boonste kaas heeltemal gesmelt is, goudbruin en borrelend. Dit neem gewoonlik so 'n paar minute afhangende van jou oond se temperatuur. Nou as ek terug is, doen ons die laaste garnering. In die woorde van Bon Jovi, like Frankie said, I did it my way. Huh? Dink jy ook so? Het jy dit op jou manier gedoen? In ag genome, jy het nou in hierdie huis groot geword wat jy weet, is akteurs. En toe nou weliswaar beland jy toe nou ook in hierdie bedryf. Ja, ek wou eintlik glad nie in die bedryf beland het nie. Wat wou jy doen? Ek wou eers 'n veearts geword het. Soos almal? Ja, wat ek nou nie kan indink nie. Lief vir hondjies, ons het vir hondjies. Hondjies, kyk, wilde diere, jy weet daai cool goedjies as kind. En toe het ek gedink aan physio. Dis iets wat ek actually nou kan dink. Okay. Ja, maar ek moes dit dalk gedoen het. Ja. Maar ja, toe beland ek in die bedryf. Daarom agter die skerms. Meer agter die skerm. Nou ek wil jou daaroor vra want ek spot nou maar ek bedoel ons almal in die bedryf weet wie's Frank en ek bedoel dit is nie as gevolg van ja jy dalk nou geleer daar maar jy's 'n gerekende regisseur vandag en storieverteller wil ek sê. Maar daar's ook al 'n gesin. Jy weet hoeveel is daar toe nou is daar nog en ek weet daar's nog Frankies. Nog Frankie. Nee, Frankie, Frankelina. Wat ag jete. So daar's Frankie. Ja, die vierde. Frankie. My oupa was ook Frankie. Dis reg. En hulle is almal Frankies. Moenie laat hulle jou fluister. Ja, nee, ek weet. My pa is ook Frankie. Ons het sy ID-dokument onder oog gehad. Ja. En ek is wel bang hy gaan Frank word en ek gaan Frankie bly. Dit skips dit. Dis wat ek gehoop het ek kan Frank word. Ek kry net 'n Frankie en antwoord ek. Didn't happen en daar is my vrou Debra en daar is ons dogtertjie Noah wat nou amper sy word nou 3 in Oktober. Sy's bietjie groter as daar. Ag cute man. Ek wil met jou praat spesifiek ook oor die Elders reeks met Ernst Safta gewen vir die ligtoringroete hierdie jaar. Yes, ja. Waar begin ek bedoel om so 'n ding uit te dink en ek bedoel was dit 'n kom ons sê was dit daai tipe ding van jy bedink hierdie ding en dit ontvou soos wat jy aangaan en daai storie homself vertel of het jy dit tot die hare fyn beplan vir die plaaslike een is dit. Ja. Kyk, daar is nogals daar is eintlik baie beplanning wat daar ingaan. Ek weet dit lyk dalk nie so nie, maar ek dink dis juist daai ding. Nou maar die pad, maar met enige van hulle wat nou so gebeur, ons het nou Vietnam wat ook uitkom, maar met ligtoringroete is daar 'n helselot beplanning wat ingaan. Jy werk daai roete fyn uit. Jy moet nou ook vooraf weet wat gaan ons skiet, waar gaan dit min of meer inpas. Jy weet, jy kan nou nie alles bepaal nie. Natuurlik. Maar jy moet ook weet dat daai hele roete vir jou 13 episodes kan gee. Waar kan ons dalk 'n gas inbring, jy weet iemand wat bietjie saam kan stap. Waar is daar lekker mense op die pad. So dis baie navorsing voor die tyd, ja. En jou kameramanne moet ook al fiks wees. Definitief, ja. Hulle is die eintlike ouens wat hard werk. Exactly. En ons het nogals dieselfde span, is baie lekker. Ons sê altyd so 'n band of brothers. En dink aan die klank man, almal sê hy het nog so 'n pak wat hy voor ook dra, jy weet. Mense sien nie daai goed nie. Nee, en ons stap regtig. Met vir al die plaaslike ene stap ons daai pad, jy weet, ons hou daarvan om ergens altyd so te terg. Ja, hy stap nie, hy doen. So hy stap om dan hy stap, ek sal sê, kom ons sê 98% van die keer. Daar was al 'n keer wat ons gou op 'n bakkie moes spring om 'n mooi sonsak op 'n regte punt te haal, maar ja, ons almal stap dit. Dis nogal 'n ding, ja. Frankie, ek wou nog 'n klomp dinge vra, maar hulle rasel weer met my in my oor. Dis my baie lekker mee te gesels. Ons is nog nie klaar met jou nie. Hang nog 'n bietjie rond asseblief hoor.
Welkom by die bitterlekker top 3 en die week stel ons weer 6 enkelsnitte van onafhanklike kunstenaars aan julle bekend. Salonia, val vir ons weg. Hier gaat ons. So hier volg die volgendes in alfabetiese volgorde. Anshin met haar liedjie Bittersoet Ding. Dis die perfekte mengsel van liefde, verlange en moderne Afrikaanse klank. Bittersoet ding, klink soos ek. Liewe Dan is daar die jonge Katie Rock wat sing Alles is moontlik, 'n inspirerende lied wat direk met jou hart praat, want dit gaan oor hoop, selfvertroue en die moed om jou drome na te jag. Dan is daar Carly se enkelsnit Wag vir jou en sy sê die inspirasie agter die liedjie is die feit dat haar ouma en haar oupa al 50 jaar getroud is en deur al die jare het hulle altyd vir mekaar gewag as die een of die ander die pad byster geraak het. Dis mooi. Klink dis my oupa en ouma. En Carly is blykbaar familie van Bruce Lee. Interessant, sure. Daniel Hofman se doringdraad duisies is nog een van die benoemdes. Die titel simboliseer die kontras tussen sagtheid en seer. Dit herinner mens dat dit nie saak maak hoe swaar die omstandighede is nie, daar's altyd iets moois om raak te sien. Doringdraad duisies klink soos 'n goeie idee vir 'n tattoo. Hey, nou praat jy. Donkerbaai is 'n Afrikaanse indie popgroep en hulle enkelsnit Sluk my heel in is 'n diep, meesleurende lied wat intimiteit, oorgawe en die krag van verbintenis verken. 'n Paar diepes hierdie week en laaste maar nie die minste nie is daar Loanel se Ek en jy bly oor. Die liedjie skets die prentjie van iemand wat vaslou aan die enigste persoon wat hulle nog oor het en die seer om 'n geliefde te verloor. So, dis dan die 6 musiekvrystellings vir Junie. Gaan luister daarna op ons sosiale media en stem vir jou gunsteling. Die bitterlekker top 3 word dan binnekort aangekondig. Dis tyd vir finansiële sake en Dawie gesels met Marno Boshoff van King Price. Marno Boshoff is die kultuurhoof by King Price. Kultuurhoof. Goeiemôre. Ek lei nie die koor of so iets nie, ek rig hulle ook nie af of iets nie, dis iets anders wat ons van praat. Nou wat is daai iets anders? Wat is King Price? Wat is julle visie? Waarvoor staan julle? Ek dink toe ons King Price begin het, was vir ons baie belangrik. Ons wou graag in die versekeringsindustrie ontwrigting veroorsaak. En ons wil self sê, kom ons bou 'n maatskappy op kultuur. Kom ons bou 'n fantastiese, gesonde, iets anders, kultuur binne in die kantore, met die mense, groot fokus op ons spandinamika, die kwaliteit van ons mense. En ek dink dis wat ons probeer regkry. So ons visiestelling is 'n wêreldklas maatskappy wat die wêreld verander. For world class company changing the world. En dit sluit nou aan by julle kultuur. Toe het ons gesê, wel, dan moet ons 'n wêreldklas kultuur kan bou met wêreldklas mense. So ons standaard intern is, hoe kan ons wêreldklas wees? Hoe kan ons wêreldklas doen? Hoe werk? Hoe lyk dit? En dienste wat ons lewer, produkte wat ons lewer, moet wêreldklas wees, moet uitstekend wees, want net dit sal die wêreld verander. Ons sê altyd die gemiddelde lyn of die average doesn't change anything. So niks wat jy average doen nie, gaan iets verander nie. Jy moet wêreldklas doen, beter wees as die gemiddeld. Ek kan weer sê ek was al daar by julle gewees. Ek het nou al deurgegaan. Nou onlangs was ek weer 'n keer daar by julle kantore gewees. En ek meen dit is 'n ervaring uit 'n ander wêreld uit. Maar gepraat van 'n wêreld. So hoe sien jy julle rol om die wêreld te verander, om die land te verander en hoe ander mense in die res van die land julle kultuur en wat julle alles doen, dit kan belewe? Ons het nou 14 jaar oud geword of jonk geword en ons het dink ons die laaste 14 jaar 'n paar goed reg gekry rondom kultuur en ons self probeer vestig in Suid-Afrika as een van die maatskappye wat jy kan gaan besoek, fisies na ons kantore toe kan kom en kan sien hoe lyk dit. So ons vat mense allerlei besighede. Ons het nou al seker 400, 500 besighede deur ons besigheid gevat, deur die kantore en dan gee ons vir hulle gratis al die kennis, al die inligting wat ons het oor kultuur, wat ons geleer het oor kultuur, want ons wil self sê, as ons beter werksplekke kan bou in Suid-Afrika en weier as Suid-Afrika, ek het die voorreg gehad om 'n paar internasionale konferensies al te praat, dan is ons besig om die wêreld te verander. So ons gee enigiets wat ons geleer het rondom kultuurdinamika en spandinamikas en binne in ons organisasie, ons deel dit met mense in so 2,5 ure toer, heeltemal gratis. Enigiemand kan ons kom besoek, 'n lekker kultuurtoer kom doen, en ons gee vir jou koffie en kom vertel hoe wat ons doen. Ek kan weer sê ek het dit nou gedoen. So ek was al daar gewees en kyk hoe lyk dit daar binne in jou kar. Dis 'n raserige spul en daar's speletjies en daar's ek meen gee jy 'n soort van 'n idee van wat kan jy verwag? Ek dink daar is al daai eksterne sigbare goedjies wat lekker lyk en speelgoed. Maar kultuur is baie dieper as dit, Dawie. Dit gaan oor hoe hanteer ons mekaar? Wat is die waardes waarop ons lewe? Wat is die werkseffektiwiteit wat ons gehandhaaf, die professionaliteit ons daar ook handhaaf, sodat dit
Dis die lekker uiterlike sigbare speelgoed in die musiek en dit lyk soos 'n sirkus, maar ons glo mense is meer produktief as hulle gelukkig is by die werk. Ja. Mense is nie gelukkig as hulle lui is nie. Mense moet effektief wees, hulle moet besig wees, maar hulle moet gelukkig wees in wat hulle doen. Baie vinnig. As ou nou vir julle wil kom besoek of vir daai toer, hoe gaan nou te werk? Hulle moet net vir ons 'n e-pos stuur. Stuur vir ons 'n e-pos na culture@kingprice en sê, "Hoerie, ons wil julle kom besoek of ons wil ons bestuurspan bring. Ons vat so groepe van so 20 op 'n slag. En dan bring hulle mense en ons het al maatskappye gehad wat nog stuur, sê bring net, ons sal bly leer en ons wil graag 'n impak maak in die wêreld, graag 'n impak maak in ander besighede. Ons is passievol om die wêreld te verander. En so sê die kultuurhoof van Kingprice Versekering, Marno Boshoff. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Dankie Dawie. Regtig een van daai uitsonderlike besighede. Net gou 'n herinnering aan die ontbytsake toekennings in September, waar jy die kaartjies kan gekoop en daarna gesels Charlene met die mense van FETSAS oor KI in skole. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Rian van der Berg is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS en dan Daniella van Heerden, die pragtige bekwame Daniella van Heerden is die kommunikasiebestuurder. Baie welkom julle. Rian, ons begin by jou. Hoekom moet skole nou al begin dink aan 'n KI-beleid? Dit voel nog so ver in die toekoms. Ja, kyk, dis eintlik dit voel futuristies, maar dit is al 4 jaar oud en dit word heeldag oral gebruik. So ek dink dis nou tyd om te begin praat oor. Kom ons sit riglyne neer. Dalk nie heeltemal 'n beleid nie. Ons wil nie polisieer nie, maar ons wil darm seker maak ons data is veilig en die kinders en die onderwysers skil nie heeldag nie. Hulle cheat GPT nie. So ek dink dis tyd om te begin gesels oor riglyne en gevolge van hoe ons dit bestuur. Dis nogal 'n kontroversiële ding, nee, KI. So baie mense het die gevoel dit gaan onderwysers uit hulle werk uit sit of jy weet kinders gaan dalk meer cheat GPT doen soos wat jy sê. So hoe kan 'n mens daai bekommernis aanspreek? Is dit regtig so? Ja, ek dink dit is so nie. Ek dink dit is 'n stuk gereedskap. Ons moet vra het gewere polisiemanne vervang? Nee, dit het nie. Maar ek dink KI in die hande van 'n goeie onderwyser gaan 'n onderwyser beter maak. So ek sou sê 'n onderwyser wat tegnologie of KI goed gebruik, gaan 'n onderwyser vervang wat nie KI of tegnologie goed gebruik nie, maar nie KI op sy eie nie. En wat van die kinders? Hoe maak 'n mens seker dat daai kognitiewe ontwikkeling nog reg gebeur en dat alles nie net deur KI opgelos word nie? Ja, ek dink ons het 'n etiese gesprek wat moet plaasvind nou. Ek dink KI wys die foutlyne van ons onderwysstelsel redelik sterk uit, want ons moet diep leer bevorder, nie net waar jy kry die antwoord nie. En ek dink op hierdie stadium van die wedstryd is ons al 'n paar jaar op die punt van kry nie die regte antwoord dat jy die regte punt kry. So ek dink ons het 'n redelike debat oor onderwys wat moet kom. Daniella, jy was by 'n skool waar KI toegepas word, omarm word. Wat sê die leerlinge vir jou? Dit was eintlik baie interessant en is eintlik 'n ou gesprek wat mense net na kyk en hulle sê jy kan dit ten goeie gebruik of ten slegte en dis maar eintlik 'n nuwe weergawe van jou ma kon destyds jou toespraak skryf en jy het nie eintlik die vaardigheid geleer nie en nou kan KI jou toespraak skryf. So kinders sê en hulle besef self jy kan dit gebruik om nuwe vaardighede aan te leer, om nuut en kreatief te dink, of jy kan dit gebruik om al die werk vir jou te doen en jy moet nou maar soos wat Rian gesê het eintlik daai etiese keuse self begin maak. So veral vir 'n hoërskoolkind is al lekker gesprekke om te voer oor hoe jy dit gebruik. Het hulle vir jou voorbeelde gegee van wat hulle daarmee doen? Ja, ons was daar by Bergsig Akademie in Rustenburg. Hulle het 'n KI kletsbot gebou sodat ouers nou nie meer heeltyd die kantoordame bel en sê kom die skool Vrydag so laat uit nie. Hulle kan op die webblad gaan, die KI kletsbot gee die antwoorde en selfs die onderwysers gebruik dit om hulle administratiewe las en die rompslomp minder te maak sodat hulle eintlik meer tyd in die klaskamer kan spandeer. So eintlik opwindende dinge wat hulle doen. So eintlik baie goeie hulpbronne bestuur wat KI mens toelaat om te doen. Nou Rian, as ouers, onderwysers of skole nou luister na jou en hulle wil meer weet oor KI in die klas, wat doen hulle? Kan julle hulle help? Ja, ons praat met baie beheerliggame oor die land en FETSAS het 'n sentrum vir tegnologie op die been gebring 'n tyd terug en ons doen baie gesprekke, webinare, materiaal wat ons beskikbaar maak oor KI, maar ons wil hê die mense moet gaan eksperimenteer. Gaan speel rond, maak 'n fout,
maar doen dit in 'n omgewing wat dalk nie wat nie so groot implikasie het nie. So ek dink ons moet ons voete in die water druk en sê kom ons wees nie bang vir dit nie, kom ons gaan speel met dit. Verder dink ons is redelik opgewonde om te sê ons is in 'n gesprek met ontbytsake en hou die spasie dop. Julle hou geheime. Ons dink hier kom iets baie opwindends vir die onderwyssektor in samewerking met ontbytsake. So hou die spasie dop. Ek dink daar kom 'n aankondiging vir innoveerders op die KI front in skole. Jy weet wat KI nie kan vervang nie. Nie kan vervang nie, is die foute wat ek maak en die sprankel wat julle het as mense wat regtig omgee vir onderwys en vir kinders en om onderwys te laat groei. So baie dankie. Baie dankie dat julle vanoggend hier was. Dawie en Leon staan nou gereed met kubersake. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Tyd vir kubersake, natuurlik ons manier om direk met julle, die kykers, te kommunikeer en ek hou veral van Christine van Heerden se manier van groet. Sy skrywe: Môre julle ontbytsakers. Dis nou lekker nou ontbytsakers. Ek dink ons gaan ontbytsakers gebruik. Ontbytsakers. Ek hou nogal van dit. Ontbytsakers, is dit nou ons of die kykers, wil ek nou net bevestig. Anel Botes Breedske het ook van haar laat hoor en sy sê: "Julle lyk so vrolik, lyk nie of die winter julle plan nie. Niks plan ons hier nie. Ontbytsake en die mense hier maak ons harte warm." Ons is vrolike mense. En Kobus de Vos sê dit is wat hy sê, 'n lekker vibes hier nie. Dit is lekker vibes. Jy's nou nie altyd. Nee, maar maar die res is lekker vibes. Ja, meeste van ons. En dit is lekker om te sien dat ons ontbytsakers tot in Nederland het. Goedemorgen ook aan jou, Peter Schneider. Erg leuk om van jou te hoor. Ek sê ons lankal, ons is internasionaal, David. Internasionaal. Nou oor 'n leefstylsaak. Leefstylsake saam met Dr. Judy en Celine gesels met haar. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En baie Medical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius is 'n biomediese wetenskaplike en die uitvoerende hoof van Baie Medical Emporium. Vandag beantwoord ons kykersvrae. Nou ons begin by Oudet Snyman van Gauteng wat vra, en dis regtig 'n vraag wat ek ook het. Is dit nodig om sonskerm te dra in die winter? Daar is dan nou nie son nie. En as jy ja sê, voordat jy ja sê, wat is die verskil tussen SPF en IPF? Ek het nie eens geweet daar is so 'n ding nie. Wel, definitief moet jy sonskerm dra in die winter. Die son is nog steeds daar in die winter en jy kan nog steeds brand in die winter, maar dis dalk net bietjie minder daar. So dit word natuurlik later lig en vroeër donker. Maar die UV-indeksfaktor is verseker nog daar. Die verskil tussen SPF en IPF, SPF is natuurlik sonskerm wat jy kan aansit, sonbeskermende faktor. Jy moet ten minste 'n minimum van 'n SPF 30 insit self in die winter. En IPF, interessant genoeg, is klere wat jou beskerm teen die UV-strale van die son. Nee, wag nou, klere soos in kleure, swart, geel, maar kleure en klere, en ek sal nou verduidelik. Dit is baie uniek geweefde kledingstukke wat ook nou 'n faktor beskerming het. So as jy kyk na 'n wit teem, as jy wit teem dra, dan gaan hy tipies 'n IPF faktor hê van omtrent 7, maar as jy gaan swem met daai wit teem, gaan daai faktor afkom na IPF 3 toe. So dis hoekom hulle nou besluit het, kom ons maak nou kledingstukke wat 'n IPF faktor het, wat uniek geweef is, wat klorien bestand is, soutwater bestand is, wat jy beskerm terwyl jy in 'n swembad is ensovoorts. En jy kan tot en met 97% beskerming kry met sekere kledingstukke. En ek sal nogal sê dit is goed vir kinders ook, swemklere en sovoorts. So mense kan dit in die winter ook dra of jy behoort dit ook te doen. Ek sal nogal sê vir al areas as jy weet jy dra partykeer 'n W-lyn toppies ensovoorts en jy wil nie eintlik hierdie area moet brand nie, of jy wil toearms dra vir al boere wat buite in die son spandeer, kan hierdie unieke polyester en nylon bestanddele kry om hulle te beskerm teen die son.
Daar sien ek 'n nuwe reeks vir jou. Rachel van der Merwe van KZN vra, kan ek retinol velprodukte met ander aktiewe bestanddele soos Vitamiene C en B meng? Nou al hierdie is baie teen veroudering bestanddele en as jy dit saam gebruik tydens dieselfde applikasie, dan moet ek sê kan dit jou nogal irriteer. Maar my voorstel is, jy kan 'n Vitamiin C serum in die oggend opsit en dan direk daarna 'n sonblok en dan in die aand kan jy 'n retinol serum opsit en dan direk daarna 'n peptietbevochtiger byvoorbeeld. En dan is hier nou vir my regtig 'n snaakse vraag. Ek het gedink dis iets wat net tienerkinders oorkom. Ek is 53 jaar oud, nog nooit gesukkel met akne nie. Ewe skielik het ek dit nou. Hoekom? Wel, jy sal nie glo nie, dit is nie baie ongewoon nie. Jy sien baie van hierdie gevalle, baie ouer mense begin sukkel met akne. Ons praat van volwasse akne en dan moet ek ook sê vrouens, nê, meestal by Is dit vrouens. nou weer die hormonale menopause ding daai Dit is 'n hormonale ding en 'n mens kan byvoorbeeld ook gaan vir hormonale behandelings wat nogal 'n redelike verskil maak, maar moet ook nooit stres onderskat nie. Stres, angstigheid, selfs 'n bietjie depressie, hierdie emosies. Onthou ons praat altyd van die vel en brein as en dit beteken jou emosies het 'n direkte impak op die ekspressie van jou vel. Vinnig. Die akne is weg, nou sal merke. Wat doen ek? Dis Stacey Moelman, 30 sekondes. Hierso is ek baie lief vir professionele behandelings. As jy regtig 'n impak wil hê, een van my gunsteling behandelings onder die son is chemiese afskilferings. Gaan jy 'n verskil sien na die eerste een? Nee, maar gaan jy begin 'n verskil sien na die tweede, die derde, die vierde maandelikse behandelings? Absoluut. Baie dankie Dr. Judy Pretorius, altyd beskikbaar met goeie raad. Oor na Corley en sy maak daai lekker broodjies van ons klaar. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus oor die deelnemers van Electra Mining Africa in September. So as jou besigheid daar te sien gaan wees, kontak vir Raymond en neem deel. Dit word op 29 Augustus uitgesaai. Nou die broodjies lyk en ruik heerlik. Die kaas het pragtig gesmelt. Nou jy kan die steikbroodjies rangskik op 'n mooi houtplank of kleiner opdienborde. Ek gaan dit nou garneer met vars sprietyeie, gekapte petersilie en gepekelde rooi eie vir ekstra kleur en varsheid. Nou kom ek doen gou-gou daai laaste stappe. Die idee is met hierdie broodjie as hy uit die oond uitkom, dan moet jy hom dadelik op die bord sit en dadelik bedien, sodat daai kaas dan nou nie weer bietjie hard word nie. As jy hom eet, dan moet hy so trek. Dis nou maar net my persoonlike 2 sent wat ek met julle deel. Hier is 'n paar sprietyeie. Net om die broodjie weer kleur te gee, opgekapte petersilie. En hierdie is regtig opsioneel. Net so 'n paar gepekelde rooi eie vir lekkerte, krakerigheid en daai tekstuur. 'n bietjie swart peper. Nou hierdie toebroodjie is die perfekte kombinasie van sappige steak, sagte broodjies en ryk gesmelte kaas. Eenvoudig, troostend en ek beloof jou, ongelooflik lekker. 'n broodjie vol karakter. Geniet my resep, dis beskikbaar op die Ontbytsake webtuise. Dawie gesels nou eers weer met die legendariese akteur Frank Opperman. Ek wil daarom so al weet, waar kom jy vandaan? You want to know who I am? I want to know who I am. Dit wat ons op die pad gaan doen. Volgens die cowboy movie. Dit is waar my loopbaan begin het. Kom nou my kabouters. Nee, dis van memories. Frank die grapjas. Wie sou nou kon dink hy sal hier in ons ou valplekkie opdag? Dis 'n eer. Die legendariese Wat lag jy? Legende is 'n ou met 'n groot Stetson hat en 'n groot paar bootse.
Dis 'n legende. Maar daar is groot, dis groot boetse wat jy. Nee, hierdie is ou skoene en 'n dooie vriend se leerbaadjie wat ek vandag aantrek. Frank, ek wil net 'n paar dinge by jou hoor, né? Ja. Hierdie 4-jarige wat jy 4-jarige gespeel en 'n 500-jarige speel. Wat 'n storie is dit? Ja, maar dis toneelstukke, wat dis wat 'n ou mens ook maar doen is ek doen 'n toneelstuk saam met Margriet Dovedola. Ons doen 'n ding eerste vir alles, ek speel Adam en sy is Eva. Hulle was die eerste vir alles. Hulle het uitgevind wat is daai ornament tussen jou bene, waarvoor word dit gebruik. Dit is net so 'n lekker komedie wat Wessel Pretorius geskryf het en dan doen ek nog so ander ene Cry Baby waar ek 'n 4-jarige seentjie speel wat nuus kyk. Hy kyk nuus by die kleuterskool en word hy 66 jaar oud. Klein Samuel en dan sit die avonture van hierdie klein seentjie wat 66 is, maar is eintlik nog net 5 jaar oud. Ja, daai was dit kom uit Cry Baby uit. Waar het julle hulle gekry? Ja, ons kry baie goed. Ons doen navorsing hier. Wat het jy gedink het? Ja, en is dit dieselfde as Koek? Nee, Koek is 'n TV-reeks, Koek 2. Koek 2. Dis ek dink hy 2 aande terug begin. Maar ek weet nie waar mense hom kan kyk nie. Dit was op Showmax, maar dis mos nou nie meer daar nie. So daar's hierdie briljante reeks Koek 2. Ek self weet ek nie om hom te kyk nie, maar ek speel 'n lekker karakter daarin. Choppy Ter Blanche, so ou 'n rolstoel, die koning van Bellville, second-hand car dealer, 6 vrouens later en hy skiet voor hy vra. Dus ek het dit so geniet. Ek kan nie wag om dit op TV te kyk. Maar ek weet daai rol pas nou nogal vir jou. Jy lyk nogal so 'n bietjie soos 'n gangster. Ja, jy dra 'n dooie ou se leerbaadjie. Ja, en waar het jy dit gekry? Ek meen, nee, dis my oorlede vriend saam met wie ek vir 25 jaar lank musiek gemaak het. Toe hy oorlede, sê sy vrou ek kan iets kies. So as ek ergens heen gaan, dan vat ek my buddy Michael Maxwell saam, en weet ek daarom hy is ook daarom nog die half saam met my, dan is dit minder lonely. Nee, maar terug te keer, jy klink nou nogal soos, ek meen jy 'n gangster tipe van rol kan nogal baie goed van jou werk. Ek meen as jy so kyk. Ja, ek het al gangsters gespeel. Ek het eendag so 'n lekker polisieman gespeel, Eyster Swart, jare terug. Dit was die laaste regtige sleg ou. Hy het daai quote gehad van mense wat dink hulle is donder smart, is nie altyd so donder smart nie. Dit was nou vir my baie lekker om uit Choppy Ter Blanche te speel. So ou in 'n rolstoel wat skiet. Maar is jou ek meen jou wie jy is, die mens wie jy is en hoe jy die manier hoe jy praat en so aan. Beperk jou op 'n manier tot sekere aantal rolle. Ek meen jy kan 'n rol speel soos so te loops. Ek het nou eendag oor ook nie gery. Gevlieg. My innige simpatie. Orkney is ook nie meer wat hy was nie, né? Ja. Ek dink hy snork nou. Vertel my van ander goeters wat op pad is vir jou. Nee, en ek is maar net 'n ou, ek het nou teater. Ek doen teater so elke nou en dan doen 'n oue televisie dingetjie, maar ek doen teater en wat ek eintlik doen is ek toer rond met my eenman vertoning reunie. Dis so 'n 40 jaar matriekreunie wat oor COVID 'n 46 jaar reunie geword het en dan speel ek nou al die oudskooliere. Ek doen dit reeds op Vadersdag by 'n plek in die Wat gaan jy doen Vadersdag? Ja, ek werk op Vadersdag. Ek doen 'n show by Heroes 2 in Brackenfell in die Kaap. En is dit nou hierdie reunie? Dis 'n reunie, ja. Dis net 'n eenman reunie. Ek is die hele reunie. So 'n malspel, maar dis 'n beautiful toneelstuk. Ek gaan nou reeds ook in die bos toe met hom en dan doen nou maar al die feeste. Ek wil net laat ek net iets ding van jou vertel, né? Wat jy nou doen. Een van jou wel noem 'n mannerisme. Ja. Wat jy sal 'n ding sê en jy sal 'n ding sê en dan sê jy so maak. So dis daai het jy dit. Daai het jy dit nou. Soos wat jy nou Jy moet gaan werk daar. Ja, dis 'n tipiese mannerisme wat jy. Maar luister nou eers, ons gaan vinnig 'n draai maak by Fly Safair en dan kuier ek saam met Frank, Frankie en nog 'n Frankie. 3 Frankies. Wat die Frankies is 'n bietjie trotsste is in die wêreld. Ek hou meer van hulle. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair vir die liefde van vlieg.
think Frank is a bloody good songwriter. Ek is 'n one-man show, danksy Donna. Jy hoef net so te wys, dan weet mense waarvan jy praat. As ek nou een fan op hierdie planeet het, dan is dit my ma. Ek sien hierdie as 'n einde van 'n sekere fase in my lewe. Laat ek net, as julle die mekaar raak, vir julle net 'n bietjie reghelp. Frank. Ja, ek is die oudste. Ek is die oudste. Nee, regtig. Ek jonger is die twee. Dis nou Frank, Frankie en Frankie. Ja, dis reg as jy volgende reg. Jy's nie Frank nie, is jy? Frankie Junior. Is dit sy naam? Junior. Junior. Dis dit die naam. Ek wil net weet, kom ons begin by Frank daai een aan die ander kant. Ja. Is dit net die eerste laaitjie of daar's nog eenetjie, né? Daar's nog 'n dogtertjie ook. So het jy geweet jou oupa is so bekend en beroemd? Ja. Het jy geweet? En jy weet jou pa het 'n fliek gemaak oor jou oupa. Ja, hy het vir my gesê. Is dit? Het jy dit gekyk ten minste? Ek het vir stukkies daarvan gewys. Daar's 'n bietjie vloekery in, so. Wow, so julle is maar so 'n bietjie. Maar sy oupa vloek nie regtig. Nie regtig nie, maar dit weet ons mos nou. En jou seun, is dit wat jy graag hê hy moet ook in hierdie tipe van bedryf betrokke raak? Nie spesifiek nie. As ons eerlik is. Nee, ek is 'n oupa wat sê rock and roll superstar acting, dis die ding wat hy moet gaan doen. Pa sê wiskunde, En sy ekonomie. pa train hom vir 'n wrede rugby speler om oor die ouens te trap want hy's 'n kop langer as al die ander, so sy pa gaan julle nou werk aan hom. Maak julle of ek nou maar nie hier is nie. Ek gaan nou maar aan met julle gesprek. 3 generasies van Frankies. So maar die oupa was ook 'n Frank. My pa was ook 'n Frank, ja. Hoe voel jy om hierdie so groot naam te dra van Frank? Dit moet nou 'n swaar ding wees om te dra. As jy by die skool is, vertel jy vir almal my oupa is Frank Opperman. Ja, ek vertel hulle. Ja, is dit. Nee, man, jy moet nie dit doen nie. Dis wintie. Dis windgat. Luister, Frank, jy het al saam met hom 'n bietjie gitaar gespeel, jy het in 'n paar dinge Dis wat ek kom kuier want ek bly mos nou deesdae in die Kaap, so maar die lekkerste is om af te kom. Gemaak altyd dit draai by my ma en om my kleinkind te sien en saam met hom en my ander kleindogter om saam met hulle musiek te maak. Maak julle saam musiek? Ja. Ons maak saam musiek. Hy's eintlik 'n drummer, hy's besig met drumklasse. Ek het hom 'n mondvletjie stelletjie gegee, so nou en dan speel ons 'n bietjie mondvletjie in, maar hy's 'n baie musikale seun. Ek wil hê my kind moet hom die eerste rock and roll superstar, want ek is nou al te oud om dit te word. Dit is nou hierdie. So hy's nou die vol. So daai was iets wat van 'n mislukking gewees. Ja, ek het hom gesê met gaan drama swat. Nee, hy wil nie gaan drama swat nie. Wou nie gitaarlesse neem nie. So jy hoop is nou maar op hierdie man nie. Ja, ek hoop is op hierdie ou. Ja. Nou maar luister, ons gaan daar's nog 'n paar dinge wat nou moet gebeur. Maar hoe lyk dit, kan ek en jy bietjie speel? Okay. Ek het ook my mondvletjies saamgebring, maar ek kan nou nie so goed speel soos jy nie. Ja, hy's nog 'n beginner. Hy speel maar net vir die lekkerte saam. Wat se sleutel het jy Daar's 'n professionele mondvletjie speler. Wat se sleutel het jy nou? Wat het jy daar? Ek het A. 'n A-sleutel. Nou ek het ook nou 'n A-sleutel hier, so. Hoe hou jy die mondvletjie vas? Wys my. Kan ek net vir jou wys hoe jy moet hom so. Hoor jy? Soos dit. Ja, hom so, dan moet jy so maak aan die agterkant. Hy weet nie net van geld nie, hy weet van mondvletjie speel ook. Nou maar kom ons probeer dit dan. Okay, hier is 'n liedjie wat ons twee se al voorberei het in die sleutel van A. In die sleutel van A. Een versie en 'n chorus en dit gaan oor Johannesburg. Het jy ding dan om 'n wysie of is dit maar net chong? Dit sal ons moet uitvind. Kom, julle twee met die mondvletjie. Ja, dit hoor. Okay, hier gaan ons. Dit reën al. Dit reën alweer hier oor die Goudstad. Buite in die strate is alles papsop nat. Iemand verdwyn daar, iemand iewers verskyn daar, iemand iewers is daar iemand wat lyk soos niemand. Dit reën al hoe harder. Laat hy val, Davie.
reën al hoe harder. Laat hy val, laat hy val. En die taxi skree pa 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 en die taxi skree pa 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 pa. Daar's mos nou niks. Daar's niks lekkerder as om dit saam met ou se kleinkind en Dawie te doen. Ek het nie geweet jy speel die mondfluit. Jy speel goed. Dit was wonderlik om saam met julle te kuier. Ons is nog nie klaar met julle. Ons speel uit met 'n stukkie musiek van 'n Donker Baai, Sluk My Heel In. En dit is ook deel van ons bitterlekker top 3 beroemdes en daarna is dit ongelukkig tyd om te sê goodbye. Dankie dat ek saam met jou kon speel. Dis my groot droom wat waar geword het. Ja, David, praat, ons luister, praat. Baie dankie aan die oppermanne. Dat julle by ons kom kuier vandag. Ja. Dit was 'n groot voorreg om julle hier te hê en ons stuur vir julle nou met 'n ou ietsie weg. Frankie, klein Frankie, jy kry nou nie hierdie nie. Ek kry jou water. Dis jy bly. Nee, die goed is in elk geval sleg. Nee, dis 'n heerlike wyn vir die groot mense. Hierso is van Boet en Rally 'n leer wynsak, maar jy kry 'n lekker ontbytsakker. Kyk hier op. Oh. En groot Frank kry daarom 'n lekker bottel wyn. Ag, kry ook 'n ou ietsie. Hy kry 'n ou ietsie en jou eie leersak. Nee, wat's fout met jou? Die hande terugkom by die huis nie. Ek kan opgaan. Ag, met goeie mense. Volgende week kuier ons saam met die bekende sakevrou Edith Venter wat op 75 nog net so bedrywig is in haar besigheid. Mag dit ons ook Ja, ek sien uit. Ja, mag ons dit ook so doen. Ons moet net vir ons kollegas sê, alles van die beste. Hey, julle. jy kan myne ook kry hoor as dit jou gaan help. Jy kan my wyn, jy kan maar vandag my wyn drink. Ek weet hulle gaan dit in geval doen. Baie dankie David. Alles van die beste onthou. Kyk vorentoe, jy loop voor. Ons loop voor. Ek loop voor. Totsiens julle, lekker lang naweek. Dankie julle. Corlie, julle broodjie. uitstekend. Gesondheid en lekker eet julle. Ons baie graag. Bye.